Daar is 'n ding wat baie maklik verlore raak in ons elke dagse gewoel, is dat ons baie dinge hoor, maar ons luister te min. Ons hoor baie, maar ons luister nie altyd nie. Ons raak moeg geswoeg. Ons raak moeg vir die gesukkel wat ons baie keer deurgaan en ons gedagtes maak ons baie keer bietjie negatief. En sonder dat ons dit besef, begin dit wat in die wêreld aangaan, dit wat verkeerd loop in ons lewens, nes maak in ons harte. En dit maak dat negativiteit insluit, ons verloor ons moed en die pad vorentoe begin al hoe donkerder en al hoe swaarder raak. En baie keer voel ons gereed om op te gee. Ons raak moeg. En dit gebeur nie omdat God stil is nie, maar dit gebeur omdat God praat en ons hoor dit, maar ons luister nie en ons verander nie volgens dit wat God ons probeer leer nie. Matteus 11 vers 15 sê elkeen wat ore het, moet luister en verstaan. Jy moet nie net hoor nie, jy moet luister en verstaan, en dan wil ek ietsie bylas, en dit wat jy verstaan moet jy toepas. Hoor is natuurlik, dit is gehoor is iets wat ons elkeen het en dit gee vir ons die vermoë om te hoor. Maar om te luister is 'n keuse. Om toe te laat dat dit wat jy hoor 'n verandering in jou lewe maak, is 'n keuse. En die lewe begin swaar raak en dan probeer ons altyd uit ons eie dinge verander. Ons probeer beheer oorneem. Ons probeer dinge reg forceer en ons wil hê dinge moet uitwerk. Maar ons weet nie of dit is wat God wil hê nie. Ons wil ons eie wil baie keer op God afdoen. God kan ons nie help as ons self alles wil doen nie. God kan ons nie help as ons self alles wil beheer nie. Hy kan help as ons luister en oorgee in sy hande. Hy wil nie net iets in ons lewens doen nie. Hy wil meer wees as wat ons hom toelaat om te wees. Hy wil meer doen. Daarom roep hy sag, want hy gee ons 'n keuse. Hy wil hê ons moet dit uit vrye wil doen. Hy wil hê ons moet aandag gee aan hom en nie net verbyjaag en deurjaag en alles probeer deurdruk nie. Want as jy haastig is, gaan jy op een of ander stadium foute maak. God beloof ons in Johannes 10 vers 27. My skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. God beloof vir ons, as ons na hom luister, dan sal ons sy stem hoor, ons sal sy stem herken en ons sal hom volg. Luister bring vir ons rigting, luister bring vir ons vrede, luister bring vir ons herstel, luister bring weer vuur vir ons geloof terug en dit help ons om aan te beweeg as ons moeg raak. En wanneer ons luister, verander God nie net die uitkoms nie, maar hy verander ons denke. Laat die Gees julle denke en gesindheid nuut maak. Hy verander ons gesindheid. Die waarheid is eenvoudig, maar dit kan jou lewe verander. God wil hê jy moet groei. Hy wil hê jy moet leef. Hy wil hê jy moet floreer en vooruitgaan. Hy wil hê jy moet meer hê en meer wees. Nie volgens die wêreld se maatstaf, maar volgens sy maatstaf. Is God se hart vir ons om te floreer. Ons moet ons denke nuut maak, minder selfsugtig en meer op God gerig. Want hy lei jou nie terug nie, hy lei jou vorentoe in die rigting van sy goeie plan en van oorvloed en van sy meer. Hemelse Vader, kom help ons om vorentoe te beweeg. Kom help ons om U toe te laat om oor te neem. Kom help ons om U toe te laat om ons gedagtes heeltemal te verander, te vernuwe en op U te fokus. Ons eer en verheerlik en ons prys U naam. En ons sê vir U dankie dat ons weet dat U vir ons voorspoed beplan. Ons sê vir U dankie dat ons weet dat as ons begin luister, U werklik vir ons gaan begin lei. Ons dank en eer en loof U. Amen.